Hallo, my naam is Janine van die Kerk van Radio Kansel en dis Saterdag is vir my ver hardloop, so dis my vroeg en dinktyd, né? En daar's goed in die lewe wat ek so wens as jy dit ignoreer, kan dit net weggaan. Van dit is skrif. Soos Matteus 5, daar aan die uiteinde wat sê dat as jy voor die altaar staan en jy wil nou offer en dit val jou by dat daar iemand is wat iets teen jou het, dan los jy daai altaar en jy gaan na daai mens toe, maak reg voordat jy kan teruggaan en jou offer kan offer. Dan, asof dit nie erg genoeg is nie, is daar Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Waar Paulus ons vermaan en dan staan daar as 'n gevangene van die Here, ek voel ook partykeer in bediening, dis wat jy is, 'n gevangene van die Here, om waardig te lewe na die roeping wat jy geroep is, om met alle nederigheid en sagmoedigheid en geduld mekaar te verdra in liefde, en dan hoor hier, en ernstig die gees van eenheid na te streef met die band van vrede. So, daar's hierdie verhoudings, mense in jou gesin, in jou familie, elke keer as jy braai wil jy hulle oë uitkrap, daar by die werk, mense wat jou net dwars in die krop steek, dalk het jy 'n personality clash, of hulle gun jou nie die asem wat jy inasem nie, mense wat jou vals beskuldig, wat ook al die goed is, goed wat jou letterlik wit, bleek, wit, woedend maak. En dan is daai skrif daar, en dit gee jou nie die luukse om bitsig te bly nie. Dit gee jou nie die luukse om jou bitterheid en jou ontevredenheid te maak broei nie. Jy moet die ding gaan oplos. Nou, ek het allerhande goed probeer om rondom hierdie ding te kom sien. Ek gaan dan raak ook heilig gaan sê ek nee, ek gaan nou wees soos Jesus. Ek gaan nou stil bly, want toe hulle hom so aangekla het en hom geskop en geklap het hy stil gebly. Maar ek het nou uitgevind dit los ook nie die ding op nie. Inteendeel, die verhouding raak net erger en erger. Dit maak nie saak wie reg of verkeerd is nie. Maar dis wat dit moeilik maak, is dit nie? Jy weet, hierdie ding moet gebeur. Ons moet streef na die gees van eenheid met die band van vrede. Jy weet dit moet gebeur. Maar dit voel of, as jy nou gaan staan en jammer is, sê, dan gaan daai mens nou dink hulle is reg, dat hulle aanklagtes toe nou waar was en al daai. En jy kan nie daarmee saamlewe nie. Maar die Here het nie 'n issue met of jy daarmee kan saamlewe nie. Hy is God. So, ek staan hier en ek sê, God is God. Maak nie saak hoe moeilik dit is om te doen wat hy wil hê jy moet doen nie. Ons moet dit doen, want die lewe gaan nie beter raak nie, dit raak net moeiliker. Die skroewe draai net harder aan, totdat mens doen wat hy sê jy moet doen. So hier gaan ons gaan die week in, en wat ook al die moeilike ding is wat jy moet doen, as God so sê, dan doen ons dit, ons submit, tot sy eer in Jesus naam. Nou maar toe gaan ons hardloop.